Goeiedag hierso van Huis van Heerlikheid. Lekker om jy te weer te kan sien en saam met jy kan gesels. Man, het is vrek koud en nie net nag. Lekker koud. En daar die lieflike reën wat ons gehad het. En ja, hoeveel van u weet, was al gesê gewees, seeing is believing. En ons het so groot geraak as kinders mos wat sê, seeing is believing. As jy dit nie kan sien nie, kan jy dit nie glo nie. En ons het groot geraak met daardie gedagtes van seeing is believing, en ons het onbewustelik het dit deel kom word van ons lewens, jy weet, en het deel geword van ons kultuur, seeing is believing, en terwyl dit nie so is nie, en so, as ons bid dan vir iets, dan as dit nie gebeur nie, dan het dit nie gewerk nie. En so, as ons bid byvoorbeeld, dat pyn moet weggaan, en ek bid vir genesing, en het steeds is die pyn dan is dit duidelik, dat ek nie gesond is nie, en dan, dat het nie gewerk nie. Dit het nie gewerk, en ek onthou so een seentjie, wat ons gebid het voor, en hy is 'n toeskouer, en hy sien hoe ons so bid vir die mense, en sy ma, hy gaan na sy ma toe, na die diens, in die diens terwyl ons so bid, hy sê, ma, die Here het nie daai oom geantwoord nie, want hy het nie geval nie. En as hierdie kind dink, as hy geval het, die ou nou onder die krag geval het, dan het hy nou ontvang, het sy genesing ontvang, of sy deurbraak gekry, dit is die ding wat ons mee het, jy weet, as jy nie geval het nie, dan het jy nie jou genesing gekry nie, en wat 'n klomp twak, soos wat ons tel, waarom is my groot raak, weet, hierdie heilige koeie, ons raak groot met hierdie heilige koeie van, as die so is nie, dan die Here jou gebed verhoor of so nie, en so, hier is die manier hoe ek dit vinnig gaan probeer opsom vir jou, en 'n kort opsomming daarvan is, daar is 'n geestelike wêreld, en jy ontvang dinge van die gees, voordat jy dit in die fisiese wêreld ontvang het. Baie eenvoudig, genesing kom nie van buite na binne nie. Hoor gou vir my, genesing kom nie van buite na binne nie. Dit kom van binne na buite. Jy ontvang genesing in jou gees, en dan is jou gees, dan is jou geloof soos 'n brug tussen die geestelike wêreld en die fisiese wêreld. Ek hoop dit maak vir jou sin, dat jy moet dit, you must catch it in the spirit, of hierdie koppie aan die ander kant sê, catch it in the spirit. You must catch it in the spirit. En ek glo dit gaan vir jou 'n bietjie verligting bring, om te kan verstaan, die fisiese wêreld en die geestelike wêreld is geskei van mekaar. Jesus sê in Johannes 3 vers 6, sê hy, want uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Hy sê net, daar is 'n geestelike realiteit, en daar is 'n fisiese realiteit. Nou, om eenvoudig te kan verstaan, is dat wat van die gees is, kan nie net outomaties die fisiese wêreld beïnvloed nie. Daar moet 'n brug wees, 'n geleier wat toelaat dat dit wat in die geestelike realiteit waar is, in die fisiese wêreld kom. En dit is wat ons noem geloof. Geloof is daardie brug. Van waar af het? Vanuit my gees na die fisiese. Vanuit my gees kom geloof. Vanuit my gees opereer ek. Jy moet glo dat jy ontvang wanneer jy bid. Nie hier nie. Daarom is die woord van God sê dat ons denke moet vernuwe word.
Omdat ons denke nie vernuwe is nie, probeer ons hierdie dinge uitfigure, dit is nog nooit van hier nie, dit is van hier. Vanuit jou gees. Nie wanneer jy dit sien nie, nee, is die onsienlike wat ek al reeds sien met my geestesoog. Sien ek. Almal het kan verbeelding, het verbeeldingsryk. Hoe jy jou kan verbeel, jy het hierdie pragtige huis en die pragtige meubels en hierdie groene gras. Jy skep jou absolute 'n denkbeeldige beeld van hoe dit eintlik moet wees, wat jy na verlang, of 'n jong meisie het hierdie verbeelding oor hoe haar troue gaan wees, hoe mooi die rok gaan wees, sy gaan sy gaan kyk na trouboeke, na verskillende trourokke, en sy knip dit uit, en sy plak dit in haar plakboek, en sy het haar ideale man op die wit perd wat gaan kom, wat waar onder haar voete gaan uitsleep, en gaan, ja, en dis daai verbeelding wat gekweek is, en maar die tyd wanneer daar die prins op die perd opdaag, het die vrou al reeds klaar uitgefigure hoe haar troue gaan wees, tot op die letter. Ek het baie mans gehoor wat besig is met te trou, hy interfereer die vrou reël alles, want sy het alles in plek. Hy moet net opdaag. Net so ook in die geestelike het jy moet dit kan sien. You must see in the spirit. Jy moet dit optel in jou gees. Hoe word jy genees? Hoe die pyn gaan? Hoe dinge vir jou gebeur? Hoe jou lot verander? Hy sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Met ander woorde, gebruik jou denkbeeldige brein en sien hoe dit moet wees, maar vanuit jou gees. Dat uit jou gees gebore word. En as jy kan glo dat iets bestaan wat jy nie kan sien nie, proe, hoor, ruik of voel, dan kan wat waar is in die geestelike riekelm en in die fisiese riekelm kom. Maar dit hang af daarvan dat dit deur jou geloof vloei vanuit jou gees. Net soos dit jou in die fisiese riekelm, wat jy sien, ruik en proe, so ook in die geestelike riekelm. Jy moet dit kan sien, jy moet dit kan ruik, jy moet dit kan proe. My vrou het gisteraan gesê, ja, sy proe die nougat in haar mond. En daar is geen nougat chocolate nie. Maar die lus wat opkom vir 'n nougat chocolate, sy kan hom proe. Die mense sê, ek kan die koffie in my mond proe, maar terwyl die koffie nog nie daar is nie. Ek hoop Jan catch it in the spirit vanmôre. maar wie die koue dag het 'n man 'n koppie koffie mos nou nodig. Maar verstaan nie wat ek sê eintlik van die dag is dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En as jy so vleeslik is, en ek bedoel nie op 'n slegte manier nie, maar dit is baie wat die Bybel mense noem, wat gebrek het tot net wat jy kan sien, of wat jy kan proe, of wat jy kan hoor, as jy net deur jou 5 sintuie beheer word, en jy het nie die vermoë om te glo, dat die dinge buite jou brein se vermoë is, of te kan verstaan nie, dan sê die Bybel, dat jy vleeslik is. You are carnal. Jy is vleeslik. Want ek en jy moet verby daardie punt kan kom, dat ons nie meer op die sigbare nie, maar op die onsigbare kan vloei en kan glo, dat dit wat ek vra, sal ek ontvang. Al sien ek dit nie met my sigbare sig nie, maar met my geestelike oë sien ek dit, dat dit op pad is, dat dit gaan gebeur op die bestemde tyd. Maar ek gaan nie twyfel, ek gaan nie daaroor wonder nie, want ek beweeg vanuit my gees. Onthou, dit gebeur van binne na buite. Nie van buite na binne nie, nie wat ek sien nie, maar van die onsienlike sien ek, en dit raak 'n realiteit in my lewe.
Die Bybel sê dat die vleeslike verstand in Romeine 8, hy sê is teen God. Dit is die vyand van God. Dit is die ondergang aan wie God is en wat God vir jou kan doen, want daar's 'n stryd. En ek lees gou vir jou Romeine 8 vers 7. Hy sê omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, aan ander woorde onderwerp hom nie aan die woord van God nie, want dit kan ook nie. Wat vleeslik is, kan nie onder die woord van God onderwerp nie. Dit is 'n stryd, is 'n teenstrydige stryd wat jy deurgaan, want jy opereer deur die sienlike as die geloof. Baie keer ontvang ons, soos vorige les gepraat het, ontvang ouens nie genesing nie, is omdat hulle beweeg in die sigbare, is omdat die pyn nog daar is, of dit is nog daar, niks het verander nie, en nou begin jy te twyfel en sê, maar gebed werk nie, seeing is believing. En dit is nie hoe God opereer nie. God werk altyd die teenoorgestelde. Dat ek en jy moet weet, dat ons aanbid 'n onsienlike God en 'n almagtige God. Jy moet uitwees van vleeslik wees. Jy moet opbou om by 'n plek te kom waar dit net in die vlees opereer. Te veel van ons hardloop deur ons emosies, deur ons 5 sintuie. En ek wil vandag vir jou sê dat die kerk oor die algemeen in die breë vandag is baie meer gesentreerd op die siel, wat hulle sien, hoor, proe, as hulle nie lekker voel nie, wil ons nie aanbid nie, wil ek die kerk toe gaan nie. As ek teen iemand staan en ek voel nie lekker oor wat hierdie persoon gesê het nie, dan neem ek aanstoot en dan wil ek die kerk toe gaan nie. En as ek moeg voel, dan, of nie lus voel nie, dan gaan nie niks uit my uitgerig kry nie. En baie keer ook, predikers of self worship ouens, hulle tel die energie van die vloer af op. En dan beweeg hulle van daar af. Maar eindelik kan ek nie dis nie van buite na binne nie, is van binne na buite. Hoor wat ek sê? En self die gehoor tel dit op van hier af. En dan trek hulle dit na hulle toe. Nee, dit moet gebeur, 'n leefstyl wees, dat jy van opereer vanuit jou gees. Of dit nou nie 'n goeie preek was nie, of dit jou het nou nie geperform en 6 meter hoog gespring nie, of die musiek was nou nie daar gewees nie, dan sê ons, nee, dit was nou nie, nee, jy beweeg vanuit jou gees. Vanuit jou gees, mens, bedien jy ongeag. Want ek gaan nie verskil maak. Ek word nie beweeg van hoeveel mense daar is vanmôre wat na my preek gaan luister nie. Ek gaan nog steeds my beste gee en my beste bedien asof ek bedien voor 5000 mense. Of vir wat ook al die geval is, want ek het geleer om vanuit my gees te bedien, en so ook die worships ouens, hulle is geleer om vanuit hulle gees, nie van hulle emosie nie. Oor die ouens wil nie vanmôre aanbid nie, hulle steek nie hulle hande op nie, dit lyk so dood soos gister se koue pampoen, weet, maar nee, ons kyk verby die mens, want ons is besig met die geestelike. As ouens nou nie geval het en sê, nee, wat, die Here was nie teenwoordig nie. Klomp bol, nonsens. Want ons opereer vanuit ons siel, van wat ons sien, wat ons hoor en wat ons voel. En ek wil dit by jou los nou vir hierdie oomblik, dat jy daar moet aan dink. Geloof sê, ek glo wat God sê, het reeds gebeur. Geloof sê ek glo wat God sê het reeds gebeur. Dit gaan nie nog gebeur nie, dit het reeds, het jy geweet, dat God voor die grondlegging van die aarde, het hy presies geweet wat alles gaan gebeur, en hoe dit gaan gebeur. Jy het dit, en jy glo dit. Jy het dit. Is nie iets wat jy nog moet kry nie, jy het dit.
Is nie omdat ook 'n Sondag, nee, geloof is daar al steeds, nog altyd daar. Ek wil jou bemoedig en jou aanspoor, weet jy wat, dat God het jou so lief en hy wil homself openbaar deur jou, deur die wonders, deur die krag van God. As jy net kan glo, dit wat hy al reeds gespreek het, is vir jou. Dit is vir elkeen van ons. Dit is nie net vir die pastoor nie, dit is vir elkeen van ons. En dan sal jou geloof, dit wat er al reeds waar is, in die geestelike wêreld neem en dit in die fisiese wêreld bring. Bring dit in die fisiese, wat al reeds in die geestelike realm, reeds in die geestelike wêreld gebeur, bring dit in die fisiese. Ek sien hoe ouens gesond word in ons dienste. Ek sien hoe die krag van God val op mense. Ek sien hoe ouens tot bekering kom. Ek sien hoe lewens verander. Ek sien hoe huwelike weer by mekaar kom en na vertroosting en die liefde wat van vooraf opborrel. Ek sien hoe jong mense die Here dien en 'n liefde vir God het, hoe hulle instroom in ons dienste, want hulle ervaar die krag van God wat van binne na buite toe beweeg. Hulle ervaar 'n lewensverandering. Hulle ervaar 'n goddelikheid. Hulle ervaar 'n liefde, 'n warmte. Hulle ervaar dat die teenwoordigheid van die Here is hier. Dit is wat ek sien. Wat sien jy in jou huis? 'n Atmosfeer van liefde, van harmonie, van vrede, 'n rus, 'n oorvloed van voorspoed, 'n gelag van gesels. Ek sien dit. Wat sien jou besigheid? Hoe besigheid na jou aan toe kom, hoe manne, vroue besigheid kom doen met jou, omdat jy iets het, wat hulle nie het nie, wat hulle nodig het. Hou op om negatief te kyk na jou omstandighede, en van buite na binne toe beleef nie. Nee, jy leef van binne na buite. Jy spreek dit in wording, hoe dit moet wees. Van God het al reeds gesien hoe dit moet wees. Sien jy jou genesing? God het al reeds gesien hoe jy genees is. Kom aan, sien dit saam met God. Sien dit saam met hom, oorvloed kom, hoe mense kom van die ooste en die noorde en die suide. Ons het 'n gesegde wat sê, overflow plus wet. Wat die vyand van ons kom steel het, hy gaan teruggee met rente. Hy gaan met teruggee. Ek sien dit hoe jy teruggee met rente. Ek sien hoe lewens getransformeer word na die beeldnis van Christus. Ek sien hoe mense begin hierdie woord vat en begin uitleef na buite toe en mense lewens aanraak daar buitekant, waar hulle begin die werk doen waartoe God hulle geroep het. Nie om net 'n benchwarmer te wees, maar op te staan, van krag te bedien, want dieselfde krag wat in Christus is, wat in my is in jou vandag. Jy moet dit glo. As ek nie glo nie, dan sê God, jy kan dit nie doen nie. Dit is wat ek sê, dit is ongeloof. Daarom wil ek jou bemoedig vandag. Stop saying, seeing is believing. Start saying, I can see. I can see. It's already done in the Spirit. It's done and dusted in Jesus' name. Be blessed. Wees geseën. Ek sien jou genesing. Ek sien hoe elke pyn gaan. Ek sien dat jou oë aangeraaf word, katarakke afval. Ek sien dat dowe ore oopgaan en hoe jy die luidsprekertjie in jou ore geraas maak en jy begin dit af te trek en jy begin hard, duidelik te hoor, elke kraakbeentjie in jou oor, elke haartjie in jou ore wat daarna toe lyf aan jou gehoor herstel word in die naam van Jesus Christus. Ek spreek wonderwerkende krag van God in jou lewe, dat dit van binne na buite, en dit sal gebeur vir jou, dat jou gelag en jou joy so groot sal wees, en sê, die Here het my gebede beantwoord, omdat ek van binne hierdie openbaring gekry, van binne is dit 'n brug na die fisiese, van die geestelike na die fisiese. Be blessed, wees geseën, vat jou genesing. Amen.